Dan gaan Paulus verder, hy sê, dat die huwelik moet eerbaar wees, in alle opsigte. Wêreldkerk, ons leef in 'n wêreld waar daar so min gegee word, en ek wil amper sê, so min respek gegee word vir die huwelik. Kom, ek wil vanmôre vir die kerk van die Here Jesus sê, dis die lofdaal, of een of ander kerkgenootskap, wat besluit het dat daar 'n huwelik moet wees nie. Dis 'n God ingestelde saak, wat deur die Here self daar gestel is. En ek glo wat die apostel Paulus hier bedoel, is dat ons moet eerbaar wees, dat ons moet respek hê vir dit wat God ingestel het, dat ons nie vanmôre dit ligtelik sal ag nie, dat jy sal vanmôre verstaan, dat wanneer jy in 'n huwelik is jy in 'n heilige huwelik, omdat God jou daar geplaas het. Plaas aan ons vanmôre 'n geweldige groot verantwoordelikheid teenoor jou lewensmaat, om in alle opsigte, hy sê dat ons in alle opsigte rein sal wees. Weet, so maklik kry mense dat mense maar betrokke raak in ander verhoudings en seksuele goed, en baie keer in homoseksualisme, lesbianisme, saambly in die tyd waarin ons lewe. Iemand my by gelees, pastoor, ons gaan maar net eers kyk of dit werk, en as dit sien dit sal werk, sal ons trou. Hoe ek sê vanmôre, dis verkeerd in die oë van die Here. God het nooit bedoel het so moet wees nie. Hy is miskien vanmôre die verkeerde pad, maar kan ek u help vanmôre, dat iemand dit heilig as 'n God ingestelde sake, en wanneer ons dit as dit beskou, dat God dit ingestel het, dan kom God met sy seëne, en met sy krag, en met sy heerlikheid, en hy maak dat jy 'n gelukkige verhouding sal hê. Dan sê die Paulus verder, hy sê, waak teen geldgierigheid. Ek weet, ons leef in 'n wêreld waar jy nie meer sonder geld kan leef. Iemand nou reg sê, dat as hy sy salaris gekry het hy nie meer geld oor die net maand. Ander persoon het dit so kostig gesê, het my so getref, hy sê, dat die een nou sê, man, ek het nie geld om met vakansie te gaan nie. Toe sê die ander, wel, ek het nie eens geld om by die huis te bly. Maar jy weet, ons leef in 'n wêreld waar daar 'n geweldige aanspraak gemaak word op die accumulering van finansies, met ander woorde, die versameling van geld. Dis asof daar 'n soort van 'n sekuriteit ingeplaas word. En ek wil nie vanmôre vir u sê, dis verkeerd om geld te hê nie. Ek wil vanmôre vir u sê, dis verkeerd dat die Here u seën. Ek glo die Here wil sy kerk seën. Maar ek glo dat die Here wil ons vry hou van geldgierigheid. Jy sien, geldgierigheid is die wortel, is die ewel van alle kwaad. Die gierigheid daarvan, die feit dat ek alles prys gee, dat ek my gesin en my huwelik prys gee om geld te maak, dat ek baie keer my geestelike lewe en my gesondheid prys gee om geld te maak. Weet jy, daar's mense wat van plan is om hulle mors dood te werk. Ek kan onthou, jare terug het ek vir 'n man gesê, toe ek daar by hom kom in 1984, toe sê hy my, ja pastoor, want hy werk elke Saterdag en elke Sondag, hy's nooit by sy gesin nie. Ek sê vir hom, wel, jy sê jou prioriteite moet regkry, want jy's nie met die werk getroud nie, jy's met jou vrou getroud, jy het verantwoordelik teen jou gesin. Sê, ja pastoor, maar ons wil nou kos op die tafel hê. Ek sal nooit my woorde aan hom vergeet, hy sê ek, jy moet versigtig wees, dat jy nie jou lewe verloor, en niemand die kos op die tafel kan sit nie. En 3 maande daarna toe begrawe kom, maar hy het 'n hartaanval gekry. Ek glo dat God wil hê dat ons moet werk, maar broer en suster, ek glo dat God wil hê dat ons moet rus. Ek glo dat die Here wil hê dat jy tyd met jou vrou en jou kinders moet spandeer. Ek glo dat die Here het bedoel dat ons nie so geldgierig sal wees, dat alles in die lewe vir jou sal gaan oor rand en sent. En ek wil tog vanmôre vra, daar's een ding wat die Here die kerk van moet verlos, en nou praat ek nie van lofdaal nie. Die Here moet ons verlos van 'n koopgees. Amen. Jy kan maar amen sê. Daar's mense wat goed koop, en hulle koop die goed, en dan hier so by Januarie maand, dan vat hulle 'n pandjie winkel toe, en dan kry die helfte minder vir die goed wat hulle betaal het. Kom ek sê vir dis nie van die Here nie. God wil nie hê dat daar so 'n gierigheid by ons moet wees nie. Wag eerder. Ek het 'n spreekwoord wat ek sê, en my vrou weet, ons pas dit toe, dat as ons onseker is, wag ons eers 'n bietjie. Want jy weet, baie keer, dan koop 'n mens onnodige goed. Nou ek weet, u gaan met my amen sê, ek het dit baie in my lewe al gedoen, dat ek 'n ding gekoop, en dan gaan sit ek later en sê, ek weet jy Tini, verskoon nou, ek sal nou nie vir u voordat u sê nie, maar ek gaan dit nou net sê hoe ek met my gepraat, sê ek Tini, jy was nou regtig stupid gewees. Jy moes nooit hierdie ding gekoop het. Wie was, is daar nog so 'n paar wat ook so saam met my kan voel?
Ek kan onthou by 'n geleentheid, dit moet ek maar vir u vertel, dit is so treffend. Kom ek in Durban en ek kry pakke so goedkoop. Pakke klere, so goedkoop, nou dink ek, wel, as ek hierdie pak kry, maar die baadjie sit 100%, maar die broek is te groot. Ek praat met die man daar so wat, natuurlik toe 'n Indiër is, en hy sê vir my, hy sê, wel, dis baie maklik, ons maak hom vir jou reg. En ek dink so vir myself, wel, dit is seker 'n bietjie moeilik om die size wat hierdie broek is nou reg te maak, dat hy met my pas. Maar in geval, hulle is mos die mense wat weet, kom weer daar, pragtige broek, ek trek hom aan, ja nie wat, hy sit ook sommer mooi, maar ek staan, terwyl ek hom aan het, trek die baadjie en anders, is reg, kry my 3 pakke klere, en nou kom ek huis toe, en die eerste Sondag toe, my pak nou aantrek, en dan vir die gemeente gaan wys, dat die pastoor het 'n splinter nuwe pak uit Durban uitgekry. En nadat ek my broek aangetrek het, stap ek na die sitkamer toe, maar gesit, en daar kan ek nie sit nie. Hulle het ek die ding het 'n crouch, so wat het hy onder, hy het 'n naad, wat het toe so ver gewerk het, dat ek kan nie sit met daai nuwe broek nie. Nou het 'n vergees mee te sê, dat ek moes ontslaag geraak het, maar die baadjies gou in die broeke weggegee, want die sien dat nie gewerk nie, maar dit was 'n dom skuif geweest, maar ek wil vanmôre sê, kerk, die Here moet ons help, dat ons nie onnodige dinge koop nie, maar ek wil vanmôre regtig sê, dat ons moet op daardie plek kom, waar ons verantwoordelik is met die finansies, wat die Here vir ons gegee het, dat ons losgemaak sal word van die drang na geld, en die mag wat geld oor mense het. Weet jy dat mense sal ander mense vernietig terwille van geld? Mense sal ander mense, ek wil amper sê, in die moeilikste omstandighede beland, omdat hulle 'n finansiële voordeel uit hulle wil kry. Mag die Here ons verlos van dit, maar dat die Here ons as mense sal inspireer om goed aan ander mense te doen. Waak teen geldgierigheid. Dan sê die Bybel iets baie interessants, en Paulus skryf het, hy sê, wees tevrede met wat jy het. En weet jy vriende, dis 'n verskriklike nadeel as jy die gewoonte aangeleer het om oor alles ontevrede te wees. Ek sê vir jy, dis 'n slegte gewoonte. Daai gewoonte maak jou so ongelukkig, want as jy by 'n plek kom en alles is nie so wat jy dit gehad het nie, as jy 'n regte ou knortjor, jy knor en jy kla en jy steen en jy is ongelukkig oor alles en jy is ongelukkig oor dit en jy is dit word later leefwyse. Weet jy, daar's baie mense wat later so word, dat al wat hulle doen is, hulle soek 'n ding wat verkeerd is om daaroor te praat. Daar kan 120 dinge reg wees, maar hulle sal die verkeerde ding opmerk. Paulus skryf en hy sê, ons moet waak daarteen, dat ons tevrede sal wees met wat ons het. Wees vanmôre tevrede met jou Land Rover, halleluja. Wees vanmôre tevrede met die vrou wat die Here jou gegee het. Wees vanmôre tevrede met die kinders wat die Here gedek het. Baie keer hoor mense, pastoor, ek wens my kind was soos daardie ou se kind gewees, en daardie, hy is so slim. Ag, kom ek sê vanmôre vir jou, wees tevrede met wat God vir jou gegee het. Wees tevrede met die man wat die Here jou gegee het. Amen. Jy kan maar gerus amen sê, dis 'n Pinksterkerk. Wees tevrede vanmôre met die werk wat die Here jou gee. Wees vanmôre tevrede met die salaris. Jy kry so baie mense, jy weet, dan sê hulle, ag, jy weet, ek het nou 2 of 10.000 rand 'n maand gekry, maar hulle betaal my te min, ek het sommer my werk bedank, en dan sit hy sonder werk, en sy vrou en kinders gaan dood van die honger. Omdat hy nie tevrede was nie. Weet jy wat ek ontdek het? As jy 'n gees van tevredenheid het, luister nou baie mooi, nou moet jy baie mooi luister, al vergeet jy die hele preek. As jy in jou hart 'n gesindheid het van ek is tevrede, al betaal hulle jou nie genoeg nie, sal God op ander wyse vir jou voorsien. As ek vanmôre vir u moet sê, hoeveel keer in my lewe geld en ander goed op ander maniere na my toe kom, ek staan verbaas hoe dat God sluise oopmaak, want nie deur die gemeente kom nie. Want jy sien, God is getrou en God is goed en God is vanmôre 'n gewer van alle goeie gawes, en hy is vanmôre die God wat die bonatuurlike doen. Maar dan moet 'n satisfaksie in my hart wees. Ek moet tevrede wees. Paulus sê, wees tevrede met wat jy het. Weet jy wat veroorsaak as jy ontevrede is? Dan begin jy fout vind met wat jy het. Hierdie huis, wens hy het 6 badkamers gehad. Wens die slaapkamer was groter. Wens hy 2 swembaddens gehad met 'n jacuzzi. En weet jy wat
veroorsaak u ontneem God van sy bonatuurlike heerlikheid om jou te seën, omdat jy ondankbaar is met wat die Here vir jou gegee het. Weet jy, daai ou tannie wat hy vanmôre van vertel het, 'n staatspensioen wat sy gekry het. Met daai jare dink ek, praat ek onder korreksie, was dit so R70 'n maand, die staatspensionaris gekry het. En haar 10de was net R7. Maar weet jy, sy was so dankbaar met alles wat na haar toe kom. En wanneer daar kom, dan is sy so dankbaar, die wortels en die beet en die kool wat kom, dat sy eenkant toe sit en pak het mooi saam, om weer vir iemand anders te gaan seën met dit wat die Here, met ander woorde, daar's 'n dankbare gesindheid. Nou kan die Here engele aangaande bevel gee, en hulle bring vra groente, hulle bring seën van die Here, want jy sien die kamele is gelaai met die heerlikheid van die Here, om te kom aflaai by die kinders van die Here, maar ons moet 'n gesindheid hê van dankbaarheid. Ek wil u aanmoedig, al dink jy nou nie, u man of u vrou is die mooiste in die wêreld. Al het u geloof nodig om dit te sê. Sê vir die Here, dankie vir jou vrou. Weet, mooiheid vergaan, dis deeg wat bly staan. Baie keer word ons so op die uiterlike. Jy mag vanmôre sê, ja pastoor, die ou kar wat ek het, ja, dit mag miskien vanmôre wees, dat jy dat kan doen met 'n beter en, maar weet jy wat wonderlik is, dat as jy dankbaar is vir daardie voertuig wat die Here reeds vir jou gee, na die huis wat jy vanmôre het, na die plek waar jy bly, die meubels wat jy het, die kinders wat jy het, die vrou wat die Here jou gegee het, dan ontsluit jy die heerlikheid van die Here vir groter dinge, want God kyk wat in ons harte is, en wanneer hy sien dat ons dankbaar is, dan maak hy groter en heerliker deure oop. Dan gaan Paulus, en hy sê iets verder, en dis die laaste ene wat ek graag by wil stilstaan. Hy sê, gedenk julle voorgangers. Weet jy, ek wil vanmôre vir u sê, ek het nou die dag toe, dink ek dan, ek dink ou pastoor van Jaarsveld, was in hierdie gemeente wat oor die 40 jaar, oor die 40 jaar was hy die pastoor. Terwyl ek aan dit dink, toe dink ek dan, toe hulle hierdie kerk gebou het, dat lidmate, vrouens en mans met krywa dagga geloop het, om hierdie kerk te bou. Wat ons vanmôre is. Ons kan nou so 'n bietjie gemodify het, en bietjie verander het, en 'n bietjie koeler gemaak het, dat as die preek te warm word, dat hy nie te veel sweet. Maar kom ek sê vir u, dat ons kan vanmôre met 'n dankbare terugblik, dink aan daardie persone toe hulle in moeilike omstandighede, toe dit armoede was en werk skaars was, en die mense geloof gehad, en het vir die Here iets doen, en die staan 'n monumente op hierdie plek vanmôre, want wanneer mense verbyry, kan hulle sê, waarlik die Here het groot dinge gedoen, maar ons kan ons voorgangers gedenk, en nou sê die Bybel, hy sê dat ons moet let op hulle lewenswandel. En dan sê iets baie interessant, volg hulle geloof na. Hoe dat hulle die Here vertrou het. Hulle deur die moeilike omstandighede, toe mense nie baie geld gehad, sê broers en susters, ons voel die Here wil hê dat ons 'n plek moet oprig. Ons kan dit gaan kyk in die Bybel, hoe dat die Here mense gebruik het wat in moeilike omstandighede met niks begin het nie, wat 'n oorlog moes gevoer het, terwyl hulle nie genoeg manskappe gehad het nie, wat Jerigo se mure moes laat val, terwyl hulle geweet het dat hulle nie hulle vermoë nie, maar toe hulle, as ons terugkyk en ons sê, Here, as hy saam met Moses was, kan hy saam met ons wees. As hy saam met Josua was, Here, u kan vanmôre vir ons ook help. Gedenk julle voorgangers, volg hulle geloof na. Ek het soveel inspirasie gevind, en baie keer van die ou predikers, hoe dat hulle op 'n plek gekom het in 'n gemeente begin het met niks. Ek kan dink so pastoor AB Doep, wat daar in die Vrystaat gaan dienste hou het, dus daar niks nie, en dit ou saaltjie gehuur, hulle weet nie eers hoe die mense te kry nie, dis in die jare toe karre nie eers baie was nie, en toe kry hulle vir hulle 'n donkie, met 2 plakate op. Hulle hang nie een plakkaat hierdie kant en nie een plakkaat hierdie kant. En toe sê hulle, kom luister vanaand hoe 'n donkie praat. Dis 'n advertensie. Broer, hulle stap deur hy strate met daai donkie. En al die mense sien hierdie donkie, hulle dog hierdie donkie gaan praat vanaand. En daai aand toe kom hulle pak daai tent uit van die hoek tot kante, want hulle wil hoor hoe praat 'n donkie. En daai aand toe preek hy daai gedeelte waar die donkie gepraat het en waar hy met wie was die persoon gewees? Biliam, waar die donkie met Biliam gepraat het, en hy preek 'n boodskap, en die Here red kosbare siele daardie aand. Maar weet jy wat my getref het, is die geloof van die mens gehad het, dat ouens sal kon kyk na 'n donkie.
Dit is die laaste ding wat jy moet sien, hy maak jou depressief as jy hom raak sien. Maar ek wil aan vir die eerlikwaar sê, as ek 'n sondaar was en ek het dit gesien, was ek eerste dag, want ek sal ook wil hoor praat 'n donkie. Nou sê die Bybel, ons moet hulle geloof navolg. Weet jy wat? Ek het baie keer ontdek, en miskien het jy ervaar, dat baie keer het 'n mens nou nie al die planne nie. En jy het baie keer dom dinge gedoen. Het jy ook al 'n paar dom dinge in die lewe gedoen? Maar jy het geloof gehad. Ek het nou net, toe kyk ek na van my preek wat ek gepreek in die 80er jare. Toe sê ek, Here, daarom as ek aan geloof gehad het, dat u siele gered het met hierdie boodskappe. Maar daar was geloof geweest. En wanneer ek terugkyk en wanneer ek kyk aan mense se lewens wat hulle vermag het, hulle gedoen het, dan sê ek, Here, maar daardie man moes geloof gehad het om dit te doen. Baie keer ons weet nie altyd hoe dit werk nie. Jy het vir my gevra, toe ons hier op 'n stadium met hierdie Namibië en Shimep en so meer, dat ons nie geweet het presies hoe werk, dan vra my, Pastoor Tini, hoe het dit gewerk? Sê ek weet hoe dit werk, maar ek het geloof gehad dat God op 'n manier gaan voorsien. Ek dank die Here, hy het die deure oopgemaak. Nou sê die Bybel iets baie interessants. Hy sê, as die mense sal vra, hoe gaan jy dit regkry om hierdie dinge te doen, dan moet jy vir hulle sê, die Here is vir my 'n helper. Hebreërs 13 vers 6. Die Here is jou helper. Die Here is jou krag vanmôre. Jy mag my sê, pastoor, is onmoontlik om my omstandighede te verander. Ja, vir ons as mens onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Hy kan jou help vanmôre om ware broederlike liefde te hê. Hy kan jou help vanmôre om regtig om te gee en belang te stel in ander mense. Hy kan jou vanmôre help dat jy weer opnuut aandag gee in jou huwelik. Hy kan jou vanmôre help dat jy weer opnuut sal inspireer, dat daar 'n vreugde en 'n blydskap sal wees, dat jy opgewonde nie oor geld sal wees nie, maar opgewonde sal wees oor die Here. Sê dan, die Here is vir my helper. En dan verklaar die apostel Paulus dit in die 8ste vers, dat Jesus Christus is gister, hy is vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. Hy sal nooit verander nie. As hy vir Moses gehelp het, sal hy vir jou help. As hy vir Abraham gehelp het, sal die Here vir jou help. As die Here vir ou pastoor van Jaarsveld gehelp het, as die Here daai suster gehelp het, daai broer gehelp het, jy sit miskien vanmôre, jy sê, pastoor, ek sit in baie moeilike finansiële omstandighede. Ek wil vanmôre sê, werp jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Vertrou die Here vanmôre. Kom op daardie plek dat jy met dankbaarheid voor die Here kom jubel en juig en sê, Here, ek weet dat U vanmôre iets kan doen en dat U 'n groot werk doen. Jesus Christus is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Het U geweet dat mense verander, maar die Here nooit? Die omstandighede kan verander vanmôre. Dit kan miskien omstandighede wees vanmôre van groot vreugde en blydskap en jy is so opgewonde en sê, o, pastoor, ek voel ek kan spring, dat ek sommer deur die dak gaan, halleluja. Dit kan vanmôre wees dat jy in omstandighede sê, ek verstaan nie waardeur ek gaan nie, maar weet jy wat, dat die Here verander nooit. Hy is nog dieselfde tot in alle ewigheid. Die tye gaan verander waarin ons lewe, maar die Here gaan nooit verander nie. Daar is 'n koortjie wat sê, I surrender all. To thee, my blessed Savior, I surrender all. Ek wil u vanmôre nooi om dit saam met my te sing as jy hom ken. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Dis amper dieselfde plek wat ons vanmôre moet kom in ons geestelike lewe en sê, Here, ons gee vanmôre oor, sodat U in beheer kan wees van my omstandighede. Ek kom vanmôre, Here, met dankbaarheid vir U. Ek hoor wat Paulus geskryf het in die boek van Hebreërs. Ek wil nie die broederliefde vergeet nie. Ek wil nie die gasvryheid vergeet nie. Ek wil nie gevangenes dink vanmôre of ek 'n medegevangene is. Ek wil my huwelik vanmôre wil ek as rein en eerbaar beskou. Dat julle gedrag vry sal wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. Gedenk julle voorgangers wat die woord van God in julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel. Volg hulle geloof na. Jy sien die Bybel sê hier so, hy sê die Here is vir my helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Want Jesus Christus is gister en vandag tot aan alle ewigheid dieselfde.